Goeiedag almal. Ek is Mannie van Bloemfontein. Dis vandag Sondag, die 28ste Desember 2025. Doen die nuus en kollig. Ons hoofopskrif vir vandag sê: Zastron, man sterf nadat 'n Kaapse kobra hom pik. Dis hooftrekke vir vandag. Grondeienaars verwerp die bedrag wat staat hulle aanbied vir hulle plase. Kaapse kobra slang by Zastron, bytman 56 jaar oud, sterf. Eben Etzebeth deel persente op Kersdag uit. SA20 cricket, reekskop af, bowlers en bowlers doen goed. Johan Venter speel vir die Skotse span in die VRK. Stormers steeds bo aan VRK punte leer, is hulle 'n wedstryd agter. Man is dood nadat op Kersdag in Zastron in Vrystaat provinsie deur 'n Kaapse kobra gepik is. 56-jarige man donderdag aand in 'n hospitaal in Bloemfontein oorlede nadat hy vroeër die dag gepik is. Wakker geskrik, die slang het op die skielike beweging gereageer en hom aan sy linkerhand gepik, so hulle 'n plasing op Boland Snake Removals 24/7 Pestcontrol se Facebookblad. Man het toe die slang van kant gemaak en die nooddienste is ontbied wat hom na die Zastron Hospitaal geneem het. Van erge brandpyne gekla en is na hospitaal in Bloemfontein oorgeplaas waar hy daar oorlede is. Gepik word kan paniekie verspreiding van die gif deur 'n verhoogde hartklop versnel, al stadig en diep asem, vermy skielike bewegings en sit of lê om onnodige inspanning te voorkom. Werking van beweging help om die verspreiding van die gif te vertraag. Hou die bytplek effens onder jou hart. Buite wat neurotoksiese gif behels, soos die van 'n swart mamba of Kaapse kobra, drukverbande aangewend word om die absorpsie van gif te vertraag, vermy die vasmaak van 'n stywe tourniquet, aangesien dit weefselskade kan veroorsaak. Nie probeer om die gif uit te suig nie, of die wond uit te sny of ys aan te wend nie. Die metodes kan weefselskade ook vererger. Vermy die gebruik van alkohol, aangesien dit die sirkulasie kan verhoog en absorpsie van gif kan versnel. Grafnisreëlings is nog nie getref nie. Grondeienaars wat die bedrag verwerp het wat die regering vir hulle grond aangebied het, is een van die grootste hindernisse vir grondhervorming, so sê die minister van grondhervorming en landelike ontwikkeling in 'n parlementêre antwoord. Die grondhervormingsprogram van president Cyril Ramaphosa se administrasie was afgelope jaar internasionaal in die kolle, veral weens president Donald Trump vir Amerika se beweringe van volksmoord teen wit Suid-Afrikaners wie se grond volgens hom na willekeur afgevat word. Trump het selfs hulp aan Suid-Afrika stopgesit, wat die diplomatieke bande tussen hierdie twee lande in tye laat stort het. Ewens die vergoeding wat verwerp word, is 'n ander sleutelfaktor wat dit belemmer dat grondeienaars die geldigheid van grondeise betwis. Verklaring van die departement se begroting sedert 2010, terwyl die waarde van grond styg, speel ook 'n belangrike rol. Die vertraging in die waardes van grond weens die onvoldoende kapasiteit in die kantoor van die waardeerder-generaal is nog 'n hindernis. Middelingsprosesse is ingestel, grondhervormingskwessies is na die grondwethof verwys, is totdat hulle deur die hof herroep of teruggetrek word. Bly hulle van krag en die departement kan nie die houers daarvan se wetlike regte ignoreer nie. Eisers word ook van 'n alternatiewe grond of finansiële vergoeding en is gesê, die onteieningswet wetgewing bekragtig is die inwerkingstreedatum daarvan nog nie afgekondig nie. Eerder is die ontwikkeling van regulasie deur die departement vir openbare werke en infrastruktuur steeds aan die gang. Kersfees is 'n tyd saam met geliefdes bymekaar te kom, te lag en die bande wat almal verenig, te koester soos die adjunkpresident Paul Mashatile. Ons ware volste hulpbron is nie net onder ons grond begrawe nie, dis eerder ons deursettingsvermoë, moed en vasberadenheid van alle Suid-Afrikaners oral, het hy Woensdag gesê toe hy namens die presidentskap Suid-Afrikaners se vreugdevolle en geseënde feestyd toegewens het. Saam met ons vordering gemaak dat die moeite werd is om nou te vier, het hy ook gesê. Internasionale Monetaire Fonds het volgens hom ook sy groeikoersvoorspelling vir Suid-Afrika verhoog 1,3% vir vanjaar en 1,4% vir aanstaande jaar. Die veerkragtigheid van ons ekonomie van die impak van strukturele hervormings weerspieël, het hy gesê. Die eerste keer in 20 jaar het Suid-Afrika opgradering van standaard en orders ontvang wat hernieude vertroue in die ekonomie aandui, het hy gesê. Ander belangrike prestasies sluit in die bestuur van energiekrisisse, die bevordering van toerisme, verbetering van inkomstebelasting invordering, die byeenroep van allereerste konvensie vir nasionale dialoog en die suksesvolle aanbieding van die G20 presidentskap. Daar het volgens adjunkpresident Mashatile ook 'n keerpunt in die stryd teen geslagsgeweld en moord op vroue gekenmerk. In November is geslagsgeweld as 'n nasionale ramp geklassifiseer. Diegene wat tydens die feestyd reis, versoek Mashatile dat hulle asseblief veiligheid moet prioritiseer
Hier verantwoordelik, moenie drink en bestuur nie, en maak seker, elke reis word met sorg onderneem, het hy gesê. Chatile sê die regering sal 2026 voortgaan om inklusiewe ontwikkeling te bevorder, dienslewerings te versterk, lewensbestaan te ondersteun en geleenthede vir jeugdiges ook verder uit te brei. Mag die Kersfees vrede in julle huise bring, vertroosting in julle harte en hernieude krag in julle gees. Saam sal ons opstaan, herbou en toekoms van hoop, voorspoed en ontwerp, het hy gesê. Springbokslot Eben Etzebeth, wat nou 34 jaar oud was, het op Kersdag 'n tydjie afgetyp om tyd saam met kinders by 'n kinderreis in Langebaan deur te bring. Children, 'n plek van veiligheid vir kinders in Langebaan, het donderdag op 'n Facebookblad geskryf dat die kinders geskok en vol blydskap was. Hulle beskryf dit as een van die spesiaalste dae in die kinders se lewens. Etzebeth en sy vrou Anlia het hom vergesel na die kinderreis. Etzebeth sal 27 Maart, wanneer sy Haaiospan in die VRK teen Kaapstad te staan kom, terugkeer na die speelveld. 88 babas is op Kersdag in staatshospitale en openbare gesondheidsgeriewe oor die Vrystaat heen gebore. 48 seuns en 40 meisies is volgens die provinsiale gesondheidsdepartement op die vrolike dag gebore. Eerste Kersdag baba is die dogtertjie van Riotse Metsi Tsoletsi wat 18 jaar oud is. Sy is om 00 in die Elisabeth Ross Distrikshospitaal in Kwakwa gebore. Laaste Kersdag baba is seentjie is omstreeks 23:15 in die Universiteitshospitaal in Bloemfontein gebore. Al babas distrik wat op Kersdag gebore is, Mangaung Metro 29 babas, Thabo Mofokeng 27 babas, Lejole Putswa 21 babas, Fetile Dabe 9 babas en Neni Gariep 2 babas. Ek prys ons toegewyde gesondheidswerkers wat in hierdie feestyd aan diens was, soos sy Manjatso Mtlatsi, Vrystaat se LR vir gesondheid, na verklaring. Vakansiegangers wat teen 7 Januarie die pad terug huis toe ander, gaan minder vir petrol en diesel hoef te betaal. Petrolpryse kan volgende maand tot 64 sent per liter daal en diesel met laaswaal inhoud kan tot R1.49 per liter goedkoper wees. Dis dankse internasionale brandstofpryse wat sedert einde November gedaal het. Dis ondanks ruoliepryse soos Brent ruolie wat aan die begin van Desember nog wisselvallig was. Rand het sedert einde November R17.30 tot en met R16.70 teen die dollar versterk. Die departement se syfers wys daar was sedert 28 November tot Dinsdag 'n gemiddelde oorverhaling van 47 sent per liter op petrol en 'n oorverhaling van R1.32 per liter op diesel met 'n swaal inhoud van 0,05%. Die Kaapse Departement van Landbou het die voer van diere vir 30 dae oor die provinsie heen weens bekkenklouseer beperk. Diere mag egter vir slagting vervoer word, so hulle verklaring deur die departement. As ook vermoedelike gevalle in ander gebiede waar diere letsels het wat ooreenstem met bekkenklouseer, lei hulle verklaring. Die diere val binne die Mbashe en Winnie-Madikizela munisipaliteit. Ons word versamel vir toetse. Praktisyn van die staatsveeartsenydienste is op bystand. In gemeenskappe word aangemoedig om aan te meld wanneer diere simptome toon, soos oormatige kwyling, sere of base in die bek. Want het vroeër van dese week berig, bykans 950.000 diere is die laaste paar maande die bekkenklouseer ingeënt met entstowwe wat deur die staat verskaf was. As 'n inenting begin in Februarie in KwaZulu-Natal en in Gauteng. Hierdie inentings sal voerkrale, kommersiële en gemeenskapsboere teiken. Hierdie persoon is dood. Skietery donderdag aan by die Ofcon-hostel in Nyanga. Die polisie het 2 mans Kersaand omstreeks 2200 uur kamer van die hostel in Mpangeni straat binnegestorm en op die mense begin losbrand. Die is doodgeskiet en 'n 4de persoon is hospitaal toegebring en is doodverklaar. Die woordvoerder in die Wes-Kaap het gesê, oorlopige ondersoeke dui daarop dat die voorval uit wraak of 'n poging was om partye in 'n staak te laat stilmaak. Die polisie veroordeel hierdie voorval ten sterkste en het verbind daartoe dat die oortreders aan die pen sal ry. Polisie sigbaarheid is in die gebiede verskerp. Enigeen met inligting oor die voorval kan die stopmisdaadnommer by 08600 10111 skakel. Amerika het 'n kragtige en dodelike aanval op die terreurgroep Islamitiese Staat, ISIS, in die noordweste van Nigerië gedoen. Volgens president Donald Trump het die Amerikaanse weermag talle perfekte aanvalle uitgevoer, terwyl die Amerikaanse Afrika bevel later laat blyk het dat die donderdagse aanvalle in samewerking met Nigerië in die deelstaat Sokoto uitgevoer is. Nigerië se ministerie van buitelandse sake het volgens die koerante gesê, die samewerking sluit in die uitruil van intelligensie en strategiese koördinering op maniere wat ooreenstem met internasionale reg. Aan te berig, Trump het gesê, ek het hierdie terroriste voorheen gewaarsku, as hulle nie die slagting van Christene gaan stop nie, alle hel sal losbaar, en vanaand was dit beslis so het hy gesê. Trump het verder gewaarsku,
dat Amerika onder sy leierskap nie gaan toelaat dat radikale islamitiese terrorisme daar sal floreer nie. Iraanse motorhandelaar WeBuyCars moet 'n boete van 2,5 miljoen rand betaal omdat sy kontrakte met verbruikers nie aan die wet op verbruikersbeskerming voldoen het nie. Die besluit is die gevolg van skikking tussen die Nasionale Verbruikerskommissie en WeBuyCars wat die tribunaal verlede week bekragtig het. Die kommissie het die klagtes ondersoek en bevind bepalinge en voorwaardes van die WeBuyCars verkoopsooreenkomste en die wet op verbruikersbeskerming oortree. Deel van die skikking het WeBuyCars om daar te verbind oor die volgende 5 jaar 300 bykomende werksgeleenthede te skep en 'n bewusmakingsprogram verbruikers te loos om hulle in te lig oor die koop van tweedehandse voertuie, asook die verskaffer se regte en verpligtinge ingevolge die wet op verbruikersbeskerming. WeBuyCars het verlede jaar meer as 172.000 tweedehandse voertuie verkoop, 'n rekordgetal van 94.000 toeskouers in die eerste dag van die 4de kriekettoets in die reeks om die aas tussen Australië en Engeland op die MCG in Melbourne bygewoon het. Trakteer op 20 paaltjies wat op hierdie dag gekantel het. Dit is die meeste toeskouers nog wat 'n krieketwedstryd op een dag in Australië bygewoon het. Die vorige rekord was 93.000 toeskouers wat in 2015 se Wêreldbeker eindstryd tussen Australië en Nieu-Seeland by die MCG was. Michael Neser het 35 lopies aangeteken van 49 balle en Usman Khawaja het 29 geslaan van 52 balle. Hulle was die beste met die kolf vir die tuisspan gewees. Die Engelse daarna in die eerste beurt egter nog treuriger gevaar en is vir net 110 lopies uitgeknikker. Neser het 4 vir 45 en Boland het 3 vir 30 geneem, was die Aussies se beste bowlers gewees. Die 31-jarige Dak het sy paadjie maklik weggesmy, die bal na half buite speel, waar hy deur Neser uitgevang is by bouwerk van Mitchell Starc. Volgende balbeurt het Neser van Bethel, wat in die plek van Ollie Pope gespeel het, ontslaag geraak. Daarna was dit net 'n kwessie van tyd voor Engeland se eerste kolfbeurt tot 'n einde gekom het. Brooks Koepka, 'n 5-malige major wenner, het die LIV golfreeks sins reeds verlaat. Die reeks wat van die NCL deur Saudi-Arabiese regering gerigsteen word, vroeër van dese week in 'n verklaring gesê: "Ons het op goeie voet onderling ooreengekom dat Brooks Koepka na die 2025 seisoen nie meer in die LIV reeks golfliga sal meeding nie," het Scott O'Neil, LIV se uitvoerende hoof, in 'n verklaring gesê. Brooks het die behoeftes van sy gesin vooropgestel en wil meer tuis wees. "Ons waardeer hierdie beduidende impak wat hy op die spel gehad het en wens hom volgehoue sukses toe op en van die veld af." Sy verteenwoordigers het gesê die 35-jarige Amerikaner wat agtereenvolgende Amerikaanse ope titels in 2017 en 2018 gewen het, het tyd om meer tyd saam met sy gesin weer te bring. Besoekers het op 'n winderige Nieuweland 15 lopies geseëvier. In middel van die oorwinning was Devin Conway en Kane Williamson, wie se Kiwi gekeerde meesterklas voor die penne eintlik genoeg was om die tuisspan te troef. Nadat Durban Super Giants die lood gewen het en gekies het om eerste te kolf, kon hy indrukwekkende 232 lopies vir 5 die naasbeste telling in die geskiedenis van hierdie kompetisie aangeteken het. MI Cape Town kom 217 vir 7 antwoord danksy Ryan Rickelton se 113 lopies van 62 balle wat insluit 11 sesse en 5 vure se pykbeurt. Was egter te min gewees. Conway het 64 aangeteken van 33 balle wat insluit 2 sesse en 7 vure. Williams het 40 aangeteken van 25 balle wat insluit 7 vure. Hy het 'n vennootskap van 96 lopies van net 51 afleweringe om die eerste paaltjie gedeel om die grondslag van sy span te lê. MI Cape Town wat sonder die dienste van Kagiso Rabada gewees wat as 'n voorsorg gerus is na ribbesering verlede maand en gevaarman se afwesigheid is gevoel deur die span. In dit 2 vir 46 aangeteken kon uiteindelik van Klaasen en Maklim ontslag geraak het vir die beste boulontleding terwyl Trent Boult 1 vir 32, Coben Bos 1 vir 44. Ander wedstryde wat gespeel was die Sunrisers Eastern Cape 186 vir 4 in hulle toegelate 20 boubeurte aangeteken. Paul Royals is vir 49 lopies 11,5 boubeurte uitgehaal. Southern Risers Eastern Cape is gewen met 137 lopies. 'n Ander wedstryd wat gespeel was, Joburg Super Kings het 168 vir 6 in hulle toegelate 20 boubeurte aangeteken, terwyl die Pretoria Capitals slegs 146 vir 9 in hulle 20 beurte kon aangeteken het. Juan Venter wat 28 jaar oud is, 'n loskopstuk in Julie teen Georgia in Mbombela Stadion. Kanse wat hy vanjaar gekry het, met albei hande aangegryp, 8 toetse gespeel. Venter wat by die Skotse klub Edinburgh gekontrakteer is en sy gesin trek volgende jaar terug na Suid-Afrika toe. Leeu's het onlangs aangekondig dat Venter hom in Julie 2026 by hierdie span sal aansluit. Die Bokke was dit lekker
Tussen my eie mense te wees, het hy gesê, almal het dieselfde ingesteldheid en ook dieselfde beginsels. Ons is eintlik meer dankbaar. Enig iemand anders dat ons kan terugkeer na Suid-Afrika, het Venter aan die media gesê. Venter, 'n oud leerling aan die hoërskool De Aar se ouers, De Waal en Andre, woon op 'n plaas tussen De Aar en Bridgetown in die Noord-Kaap. De Waal was vroeër jare 'n gerespekteerde voorryman wat onder meer vir die Griekwas diens gedoen het. Venter het in 2017 sy provinsiale buiging vir die Cheetahs in Bloemfontein gemaak. Tyd in Bloemfontein het hy ook een wedstryd vir die Griffins gespeel, waar hy besluit het om sy horison te verbreed en nuwe kultuur in Skotland te gaan ervaar. Venter gaan vir Edinburgh diens doen in die Skotse derby teen die Glasgow Warriors op Murrayfield. Hierdie naweek het die Warriors die eerste derby tussen die twee spanne wat deel vorm van die 1872 Cup met 24-12 gewen. Ander wedstryde wat gespeel is Munster het 8 aangeteken teen Leinster se 13 punte. Edinburgh 3 en die Glasgow Warriors het 21 punte aangeteken. Die Scarlets het 19 opgestapel, die Ospreys se 26 punte. Connacht het 24 aangeteken teen Ulster se 29. Ebre 23 punte aangeteken teen Benetton se 37 punte. Cardiff Rugby het 22 aangeteken teen Dragons se 19 punte. Die RK punteleer lyk so, die Stormers is steeds in die eerste plek. Al het hulle een wedstryd minder gespeel as die ander spanne. Hulle staan op 32 punte. Tweede plek is Cardiff Rugby, wat op 30 punte staan. Glasgow Warriors is op 29, Munster in die vierde plek, ook op 29. Vijfde plek is Ulster met 26 punte. Leinster is in die sesde plek met 25 punte. Benetton in die sewende plek met 17 punte. Gevolg deur die Lions in die agste plek, ook op 17 punte. Negende plek is Hulle met 15 punte. Gevolg in die 10de plek deur Connacht, ook op 15 punte. 11de plek is Edinburgh met 13 punte. En 12de plek is die Ospreys, ook op 13 punte. Sharks is in die 13de plek met 12 punte. Gevolg in die 14de plek deur Zebre met 11 punte. Die Dragons is in die 15de plek, ook op 11 punte. En die laaste plek is die Scarlets op 9 punte. Potensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo for you. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so. Sina 2231, Polokwane 1726, Lephalale 1930, Mbombela 1823, King 1831, Pretoria 1728, Johannesburg 1728, Ermelo 1226, Kalahari 2336, Gaborone 1931, Richards Bay 1926, Pietermaritzburg 1520, Durban 1825, Port St Johns 1826, Angola 1922, Maputo 2228, Bethlehem 1330, Bloemfontein 1732, Allewal Noord 1531, Welkom 1834, Vryburg 1933, Kimberley 2035, Appington 2137, Prieska 2136, Springbok 1334, Karasburg 1635, Keetmanshoop 1936, Mariental 2336, Alexanderbaai 1624, Brandvlei 1935, Loederitsbaai 1429, Vredendal 1535, Kaapstad 1728, Sutherland 1129, George 1724, Jeffreys Bay 1725, Cabarra 1725, Grafreinet 1427, Kapogolas 1724, Aar 1632, Tino 1124, Beaufort Wes 1431 en in die laaste plek Londen 16 grade Celsius in die oggend, 21 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so, die rand verhandel teen R16.65 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.19, die euro verhandel teen R19.61, die pond kos R22.49, yen kos 11 sent, prys van silwer is $79, 11 Amerikaanse sent, platinum se prys is $2,507, palladium kos $2,020, prys van goud per fyn ons is $4,532. Brent olie per vat is $60, 64 Amerikaanse sent. Al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag. Ek word vir almal toegewens.